Nommer 7 Media Produksie. Welkom by die Klipkouers Potgooi reeks waar ek gereeld gesels met entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. En onthou om na ons nuwe besigheid van landbou Potgooi reeks, genaamd Boerpot, te luister. Laat die wiele rol. Pieter Geldenhuys is 'n bekroonde akademikus en geleentheidsspreker met 'n uitgebreide kennis van innovasie, toekomstige tendense en tegnologiese ontwikkeling. Sy gewildheid as spreker spruit uit sy vermoë om die verlede en die hede te kombineer ten einde ons in te lig oor die toekoms. Pieter is internasionaal befaamde futurist en stigter en direkteur van the Institute for Technology, Strategy and Innovation, organisasie wat topmaatskappye help om hulle innoverende potensiaal te ontgin. Pieter het 'n MBA verwerf van die Noordwes Universiteit se besigheidskool en dien tans ook as 'n dosent in tegnologie-strategie aan die besigheidskool. Lekker leer en lekker luister. Pieter, welkom en hoe gaan dit daar in Stellenbosch vanmôre? Want Jacques, die wind waai, hulle sê die wind begin gewoonlik hier in Augustus en hou hy vir 8 maande aan om te waai. Maar ek geniet die Kaap. Die Kaap is 'n wonderlike plek, lekker interessante weer en so nou en dan 'n lekker dag waar ons op die strand geronddraf. So wat 'n wonderlike plek om te bly, want jy die berge en die see en die stad reg rondom jou, jy weet die wêreld in een hand. Was julle, want ek weet jy kom nie oorspronklik van Stellenbosch af nie. Is dit 'n semigration ding gewees, Pieter? Ja, so 10 jaar terug. Ek het die geleentheid gehad om vir een van die selfoonoperateurs tegnologiese innovasie te dryf op 'n hoë risikoprojek en toe ek afgekom Kaap toe. En dit was die geleentheid wat ek gehad het om toe in die Kaap te kom bly en ek ook maar besluit om myself hier te vestig. Prima, kom ons gesels 'n bietjie. Vertel ons, jy het nou vlugtig aangeraak ek wil sê die paadjie Kaap toe, maar ja, vertel die Klipkouers 'n bietjie. Waar het jy groot geword? By daai vormingsjare, wat is die paadjie wat jy gestap het, jy weet waar jy nou in Stellenbosch sit? Man, volgens die reputasie het ek iewers groot geword in blombakke. Jy weet, ek dink my ma het 'n blomwinkel gehad toe sy in Pretoria gewerk het. So sy sê ek het in die blomwinkel groot geword. Maar my broer wat natuurlik groot geword het met my pa se slaghuis. So jy weet, ek dink dit was seker 'n verskil gehad in hoe ons die lewe benader het. Man, ek het 'n interessante geskiedenis gehad. My pa was in die militêr. Hy was baie jong majoor. Hy was bevelvoerder van Shakati hier in die 70s. En hy was toe baie ernstig beseer in 'n ongeluk waar hy heeltemal verlam en 'n kwadropleeg was. En jy weet, ek het nie my pa baie lank geken nie. Ek dink hy was maar 10 jaar oud toe hy oorlede is. Maar ek dink hy het 'n ongelooflike groot rol gespeel in die vorming van hoe ek na die wêreld kyk. Want hy was 'n man wat weet 'n kwadropleeg was en nie een enkele dag in sak en as gesit het en wonder hoekom dit met hom gebeur het nie. Jy weet, hy was ook die MC's by al die kermisse waar hy grappe vertel het van die oggend tot die aand. So, ek dink hy het 'n groot impak op my lewe gehad waar jy weet, hier was 'n man wat amper die wêreld aan sy voete gehad het. Hy het 'n ongeluk op die grens gehad. Hy sy kwadropleeg en ja, jy weet nie 'n man wat in sak en as gesit het nie en die beste van die wêreld gemaak het. So ek dink het 'n geweldige groot impak gehad het op my vroeë vormingsjare. Was my interessant dat beide die ouers besighede gehad het. So natuurlik, ek wil sê daai entrepreneuriese blootstelling en energie in die huis was seker ook nogal uniek, wil ek sê, in die vroeë jare in Suid-Afrika. In 'n mate was dit. My ma was ook natuurlik 'n hoërskoolonderwyser vir die stabiliteit, maar dan naweek het sy ook voortgegaan met blomme en gedroogde rangskikkings en vlooimarkte. So jy is heeltemal reg, jy weet, aan die een voet in stabiliteit en die ander voet in entrepreneurskap. En ja, so ek dink dat hulle die geleenthede gebruik het om vir hulle gesin te sorg. En maak nie saak wat in die pad gestaan het nie, hulle het seker gemaak dat ons nie enigiets het om te vra nie. Jy weet, so ek dink werklik daai entrepreneuriese siening was daar, maar miskien met 'n ietwat van 'n versigtigheid om seker te maak dat jy nie heeltemal blootgestel is aan die winde van buite nie. So waar was dit toe nou? Weet daai jare, waar het jy in die straat rondgehardloop? Wel, ja, ons het op 'n plaas gebly. Jy weet, so ons het
Ons was in distrik Potchefstroom met 'n telefoonnommer in Parys en 'n posbus in Vogwel. So ek dink ons was regtig omtrent in die middel van alles, maar interessante jare. Jy weet waarin ons wel baie gery het, maar ek het nie eintlik baie van 'n jeug gehad waar ek in die straat rondgehardloop het nie. Dit was meer 'n kwessie van in en uitry skool toe en dan maar op die plaas ook ietsie werk en werk aan die besigheid. So dit was maar deel van die realiteite. Jy weet waar jy dan maar naweke gebruik het om ekstra inkomste te ontsluit. Waar het jy skool gegaan? 'n Skool met die naam Ferdinand Posma en hulle het op daai stadium bekend gestaan as die enigste skool wat elektronika as 'n vak aanbied. So ons het daar elektronika, jy weet, gedoen op hoërskool en ook my liefde vir die veld van elektronika daar gestel en ek het toe ook 'n elektroniese ingenieur geword waar ek toe op Potchefstroom elektroniese ingenieurswese gestudeer het na die tyd. Was dit was dit toe nou doelbewus dat jy gesoek vir elektroniese vakgebied op baie stadium, was dit nou net 'n gelukkige ongeluk? Man, jy weet my belangstelling was eintlik meer groot prentjie denke as detail en ek dink ek het miskien 'n fout gemaak om elektroniese ingenieurswese te studeer want daar het jy absolute fokus op detail nodig. Jy wil nie 1 komma en 1 punt uit jou programmering uitlaat nie, want dan het jy probleme. Terwyl ek meer 'n groot prentjie denker was en ek dink ek het 'n geweldige groot insaag gehad op wapenstelsels. Jy weet, glo dit of dit nie. So ek het geweldige liefde gehad vir wapenstelsels en wat gebeur het en toe ook was ek gelukkig genoeg om 'n beurs by Krygkort te kry. In die vroeë 90 of laat 80er jare. En daai groot prentjie denke was baie interessant. Krygkort het egter, jy weet, met die aanbreek van die demokratiese dispensasie in Suid-Afrika het hulle toe teruggesny en ek het toe nie by hulle gaan werk nie. Maar dit was altyd baie interessant waar ek dan jy weet ook blomme verskaf het aan die koshuise by die Pik. So in die vakansies het ek wapenstelsels gemaak of help wapenstelsels maak en in die middel van die jaar het ek dan blomme verkoop. So ek dink dit behoort 'n interessante insig te gee oor my persoonlikheid hier waar ek blomme verkoop in die een hand en dan wapenstelsels aan die ander kant maak. So ek weet nie of dit 'n permanente skade gedoen het aan hoe ek na my lewens kyk nie, maar jy's aggressiewe vormingsjare. Aggressiewe hippie, Pieter. Ja, as iemand nie my blomme koop nie, was daar probleme. So dit is verskriklik interessant. Ek bedoel, dit is twee uiterstes, nee. Die een maak dood en blaas op, ja, die ander is natuurlik en net ja, dis baie interessant. Maar het daai ek het toe aangegaan met my studies nadat ek my ingenieursgraad klaar gemaak het en dit was juist toe my wêreld absoluut oopgestel is deur my MBA. Ek het my MBA by die Pik gedoen by Noordwes Universiteit en dit het werklik, ek was so verlief op daai vakgebied waar die wêreld absoluut oopgegaan het vir my. Jy weet dit, my hele groot stelsel denke is ontsluit deur die MBA kursus wat ek toe aangepak het en dit het werklik 'n wêreld vir my oopgemaak. Ek moet sê ek was ongelooflik jammer. Ekskuus van jou rede Pieter. Is dit omdat jy weet as ingenieur soos jy sê jy was so 'n bietjie tunnel fokus wil ek sê en waar die MBA jou blootgestel het aan verskillende ek wil sê departemente binne in besigheid. Was dit toe jou eerste blootstelling dat jy die besigheid op ek wil sê 'n bird's eye view kon sien? Ek dink vir al die strategiese elemente daarvan om te sien hoe sakemodelle werk en hoe die wêreld ontsluit op 'n ander manier, weet jy, die wêreld van ekonomie en ek was byvoorbeeld gelukkig genoeg om nog klas by Dr. Johan van Sail te kry. Hy is ongelukkig oorlede so 2 maande terug. Toyota, superster. Ja. En hy was my bemarkingsdosent. Jy weet jy weet hierdie ongelooflike ek gaan nog altyd onthou die heel eerste gevalle studie wat ek by hom ingegee het en hoe ek nou hierdie ongelooflik hard gewerk het en gedink het ek het nou baie goed gedoen en toe kry ek iets soos 65 of 68 vir hierdie werkopdrag. En ek was toe erg ontsteld. Maar die lesse daar agter was enorm. So dit het niks te doen gehad met die kwaliteit van my werkopdrag nie, maar alles in terme van my insigte rakende hoe dit op 'n strategiese vlak werk. So ek het ongelooflik geleer in my MBA kursus. Ek het regtig baie goeie dosente gehad wat vir my baie diep kundigheid gegee het in die veld van bemarking en tegnologie en in bestuurswese. So ek was werklik geseënd om daar my MBA te doen. Ek dink jy het 'n baie belangrike ding aangeraak daar nie en ek dink nou juis
aan Dr. Johan van Zyl waar en ek dink dit onderskei die beste ek wil sê besigheidsopvoedingsinstansies in die wêreld van die ek wil sê die teoretiese gemors is daai ou wat vir jou klas gee gaan die volgende dag en hy gaan werk en implementeer dit wat jy net geleer het, nê. So dis weer daai praktiese komponent wat absolute goud werd. Ons amper 'n mentorskap. Ek wil sê dis nie klas gee nie. Jy sit aan die voete van 'n mentor. Ja. En hier is nie net individue wat jy weet in akademie hulle hele lewe lank deurgebring het en jy weet maar werklik prakties verandering en 'n impak gehad het op die wêreld rondom hulle. So ek was regtig geseënd om werklik baie goeie dosente te jy weet wat oor my pad gekom het by die sakeskole. Ek het geweldig baie by hulle geleer. So nou kom jy agter hier's hierdie fantastiese groot besigheidswêreld, baie intrinsiek en verskillende ek wil sê veral die strategiese komponent hoe alles in mekaar pas. Wat gebeur toe? Is jy toe nou kyk jy toe anders na die elektroniese ingenieurswese? Het jy 'n geleentheid binne in dit gesien? Ek het vir 'n jaar of 2 as 'n ingenieur gewerk op die myne waar ons jy weet seismiese opsporingsstelsels gedoen het. Baie hoë tegnologie hier in vroeë 90er jare waar jy seismiese skuddings dan opgeneem het en dan kon jy bepaal waar dit gebeur het en jy kan dan die veiligheid van 'n myn bepaal het in terme van die stres wat dan vrygelaat sou word as gevolg van die skuddings. So jy wou eintlik 'n omgewing moet geweldig baie skuddings hê, klein skuddings, want dan destres dit die omgewing. Jammer is die Afrikaans nie korrek is nie. Maar dan het jy die vermoë om 'n baie veiliger mynomgewing te skep veral as jy baie dieper gaan. So dit was 'n groot voorreg vir my om in hierdie hoë tegnologie omgewing te werk. Maar ek het so verlief geraak op die MBA veld dat ek gedink het dis wat ek wil doen. Ek wil eendag MBA dosent word. Dit was my groot teiken en fokus en ek het toe die geleentheid om aandoen het ek by die Valdriehoek Technikon aangesluit by hulle sakeskool en 2 jaar daarna toe ek my MBA klaarmaak, toe gaan die geleentheid oop waar die universiteit my toe aanbod maak om by hulle klas te gee in tegnologiestrategie. So in die jaar 1996 het ek as 'n tegnologiestrategie dosent by die PUK begin werk. En vir 'n hele paar jaar baie lekker jare gehad waar ek as 'n baie jong persoon baie groot skoene moes vul. Maar dit was 'n wonderlike geleentheid vir my om dieper in die veld van tegnologiestrategie veral in te kom. So my liefde van tegnologie en die liefde van strategie in die besigheidsomgewing het toe saamgekom in 'n baie lekker omgewing waar ek wonderlike jare gehad het. Definieer tegnologiestrategie. Weet, hoe sal as jy ek sê 'n praktiese voorbeeld vir ons kan noem, hoe lyk dit? So, jy moet besef die tegnologie waarna 'n ingenieur kyk is heeltemal anders as die omgewing waarin jy daarna kyk as 'n strateeg, want alhoewel die tegnologie dieselfde bly en verbeter, verander die dinamika daarvan in die mark dramaties. Jy weet, jy kry tegnologie wat in 'n garage gevorm word en dan gaan dit deur 'n hele paar fasette soos dit in die mark vrygelaat word en vrygestel word. Daar het jy 'n dieper kundigheid van antropologie nodig, jy het 'n dieper kundigheid van jy weet menslike stelsels nodig, jy het 'n idee nodig rakende strategie en bemarking. So al die elemente wat jy normaalweg in 'n MBA sou gebruik, maar waardeur 'n vinnig veranderende omgewing gaan, want soos jy tegnologie uitrol in die mark, is daar 'n dramatiese dinamika wat natuurlik begin verander. Kom ek noem byvoorbeeld die uitrol van die bedryfstelsel op selfone. Jy weet hierdie vroeë of die laat 80er jare was daar omtrent 6 of 7 van hierdie bedryfstelsels in die mark en nou is daar 2 oor. So wat is die dinamika wat jy het om jou suksesvol te maak in die begin? Wat is die veranderinge in die strategie wat jy het terwyl jy groei? Hoe verander die dinamika waar sekere standaardisasie na vore kom? Hoe maak jy jou beleggings? Ons praat altyd van die gorilla game of die king game. Dit is nou waar die verskil het tussen oop stelsels met oop universele standaarde of standaarde wat gefokus is op die van wat 'n maatskappy besit. So ons is in 'n geweldig interessante wêreld waar ons in 'n totale dinamika ingaan waar nuwe standaarde, nuwe tegnologieë, nuwe geleenthede na vore tree en waar jy na die horison kan kyk en waar die swak syne wat jy tans optel in hierdie horison vir jou baie interessante geleenthede gee wat in die volgende paar jare ontsluit word. So aan die een kant het jy baie dieper kundigheid nodig hoe om strategie deur sy groeifases te vat en tegnologie daarmee saam. Die hele basis van tegnologiestrategie is dramaties anders
as die bestaande bestuur van normale besighede. Weet jy, het hierdie die verskillike vinnige verandering in die markdinamika, in die struktuur van die organisasie, die waardeketting, die strategiese posisionering, dit is 'n kontinue verandering, dit is nie stabiel nie. En daai element beteken ook dat jy baie dieper kundigheid van kompleks aanpasbare stelsels moet hê. So jy kan nie na die realiteit rondom jou kyk as 'n fisiese stelsel waar jy kan voorspel wat die uiteinde van jou aksies is nie. Hier is jy in 'n omgewing waar die aksies wat jy het absoluut onvoorspelbaar is. En dat jy in 'n omgewing van eksperimentering moet ingaan met waarskynlikhede eerder as sekerhede. So aan die een kant werk jy met sekerhede, want dit is waar ingenieurswese jou neem. Jy weet die wêreld waar jy fisika ontvorm in tegnologie in. En aan die ander kant sit jy in 'n omgewing waar die aanvaarding van 'n tegnologie nie noodwendig deur die mensdom, jy weet, of deur die mark aanvaar gaan word nie. En waar jy 'n totaal ander element moet na vore bring, en dit is 'n dieper kundigheid van die antropologiese gedeelte van tegnologie aanvaarding. En dit is eintlik waar tegnologie strategie gaan. Dit is hierdie wye veld wat gaan vanaf die gesette ingenieursdissiplines en projekbestuur na 'n totale dinamiese kompleks aanpasbare stelsels vir die aanvaarding van nuwe tegnologie standaarde en alles tussen dit. So dis 'n geweldige wye veld en ek was absoluut mal daaroor, want dit het ongelooflike nuwe insigte en uitdagings gebring in terme van die bestudering van hierdie veld. Kan jy vir ons ek wil nog terugtrek nog bietjie dieper. Jy weet as jy praat van die tegnologie as sulks, wat praat ons hier? Is dit 'n sagte ware stelsel? Hoe lyk hierdie? Wat is 'n tipiese handelsmerk, wil ek sê? Wat is 'n besigheid wat 'n spesifieke stelsel ontwikkel en hoe word hy toegepas? Kan jy vir ons 'n paar sulke voorbeelde uittrek van okay, ons weet waar ons moet gaan, maar wat is hierdie tegnologie presies? Kyk, jy kry maatskappye wat nuwe tegnologie skep. Nou, ou Max Frisch was baie interessant in sy definiering daarvan. Hy het gesê, technology is the way we structure the universe, but we don't have to experience it. Ons kan nou in diep debatte ingaan. Ons eie realiteit. Ja, ons kan baie diep ingaan oor wat is tegnologie en wat is tegniek en wat is nie. En dit baie diep debatteringspunte. Die veld van tegnologiebestuur is die skepping van nuwe tegnologie, maar ook dan die bestuur van tegnologie in 'n optimale omgewing om dan ander elemente van jou besigheid te optimaliseer. So daar's 'n nuance verskil. Aan die een kant is dit die skepping van die nuwe tegnologie en aan die ander kant is dit die gebruik van tegnologie om dan bestaande prosesse te optimaliseer en partykeer op sy kop te keer. En ek dink veral in terme van digitale transformasie kan jy dit sien. Jy weet, jy kan of tegnologie inbring om sekere prosesse te verbeter, jy kan tegnologie inbring om 'n totale waardeketting te verander en die waardeketting op sy kop te keer en jy kan dan tegnologie gebruik om die sakemodelle van totale industrie te verander. So dit is nie baie maklik om dit te definieer nie. Jy praat eenvoudig van wat is die vlak waarop jy tegnologie aanwend om die wêreld daarbuiten te verander. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Jy kan byvoorbeeld nou met jou slimfoon bepaal via 'n algoritme of iemand 'n hartaanval gaan kry of nie in die volgende halfuur deur die veranderinge in sy hartklop. En deur duisende mense wat alreeds deur die proses is en die data bymekaar gemaak is, kan jy met 'n baie hoë mate van sekerheid agterkom of iemand wel 'n hartaanval gaan kry. Nou kan jy die sakemodel verander. Nou kan jy sê, kom ek bring 'n diens uit waar jy inskryf teen R300 'n maand en ons stuur 'n ambulans na jou toe voordat jy die hartaanval kry. En ons spuit jou in en ons vat jou hospitaal toe voordat jy die hartaanval kry. Nou dink aan die implikasies van die sakemodel. Die tradisionele harthospitaal maak sy geld nadat jy die hartaanval gekry het. Hier's 'n sakemodel wat sê nee, ons gaan jou stop voordat jy hartaanval kry en ons inkomste is hierdie maandelikse tarief wat jy vir ons betaal. Ons gaan jou baie langer laat lewe en ons gaan jou help om nie 'n hartaanval te kry. So weer hier sien jy 'n voorbeeld van 'n tegnologie wat nie net jou waardeketting verander, alles verander, die tyd, die plek, die instansie, die konstellasie, die akteurs, alles verander binne in daai ekostelsel. Maar die verander ook die totale industrie sakemodel. En ons sien dit al hoe meer en meer na vore tree wat tegnologie dramatiese veranderinge op sakemodelle het. Nou, as jy mense nou dink, hey, Noordwes Universiteit hierdie pik, ons het 'n baie sterk agtergrond in landbou, maar in die volgende paar jaar gaan jy jou vleis uit 'n bioreaktor uitkry en dit gaan baie meer gesond wees en baie meer ekologies vriendelik wees as om jou vleis op 'n koei te groei. Jy weet so, vleis in bioreaktors gaan dramatiese impak hê in die volgende paar jaar en watter impak gaan dit op die waardeketting hê van byvoorbeeld die vleisprodusente en die vleisverskaffers? Tyd vir 'n
Het jy geweet insetsel? Gekultiveerde vleis is egte dierevleis wat geproduseer word deur diereselle direk te kweek. Hierdie metode van produksie elimineer die behoefte om plaasdiere te teel vir voedsel. Gekultiveerde vleis word vervaardig van dieselfde seltipes wat in 'n soortgelyke struktuur as dierlike weefsel gerangskik word, om sodoende die sensoriese en voedingsprofiele van konvensionele vleis na te boots. Die vervaardigingsproses begin deur die stamselle van 'n dier te verkry, en daardie selle word dan gegroei in 'n bioreaktor teen hoë digtheid en volumes. Soortgelyk aan die binnekant van 'n dier se liggaam word die selle gevoer met 'n suurstofryk selkweek medium bestaande uit basiese voedingsstowwe. So, dis maar net een voorbeeld van hoe die wêreld dramaties in die volgende paar jaar gaan verander. Jy het wat vir my onmiddellik in my kop opgepop het toe jy nou praat. Ek het selfs gedink dit is 'n Suid-Afrikaanse konteks, alhoewel jy het nou van beeste gepraat, het dink ek aan sekuriteit, nê. Ek onthou 'n gesprek wat ek met ouens gehad het wat jou facial recognition sagte waar ons weet 5G natuurlik bring daai vermoë, maar nou praat hulle van daai sentrale operation centers. Ek weet ek wil is algemeen, ek dink veral met die mynbou is dit ook sentrale punt. Daai skelm stap in die winkel in, ons identifiseer hom toe hy instap en ons begelei hom sommer uit. Met ander woorde, ons skeer hom nog voor hy die eerste ding gaan steel of moeilikheid maak. So dit klink vir my daai is ook 'n baie goeie voorbeeld van hoe sekuriteitstegnologie ontwikkel, beter word, maar natuurlik die hele ding op sy kop gaan draai. Heeltemal reg. Jy weet, kyk nou wat Checkers uitgebring het in Suid-Afrika. Ek dink dit is absoluut ongelooflik. Waar hulle dan kan bepaal wat jy, baie sellers soos die Amazon stores wat ons oorsee het, waar hulle na jou gesig kan kyk en dan kan verifieer of jy wat jou kredietkaart of jou foon swipe dieselfde persoon is, en afhangende van wat jy van die rak afhaal, trek hulle eenvoudig van jou rekening af. Sure. So jy weet jou sagteware gedefinieerde kameras, ons in Engels praat ons van software defined cameras. Dit is ongelooflik interessant. Jy weet waar jy op jou foon meer as 1 miljoen toepassings kan aflaai op jou foon en die dinamika en karakter van jou telefoon kan verander, kan jy nou presies dieselfde met 'n kamera doen. Ons het die werk wat ons in die Midde-Ooste gedoen het met die oliemaatskappye, kon jy sien dat jy dieselfde kamera kan gebruik om nie net te kyk of iemand of die vlam wat brand 'n ander kleur het nie. Dieselfde kamera kan jy ook sien of enige iemand wat in die foto inkom sy veiligheidsware en sy hoed dra, en as dit nie doen nie, dan gaan daar 'n stem af wat sê jy sit aan jou safety equipment. En dan die derde element is dieselfde kamera kan ook kyk of jou gesig geallokeer is aan die toestemming wat jy het om in 'n sekere area te wees. So jy het hierdie dinamika verandering wat jy kry binne in die kamera omgewing, en nie net is dit oor gesigherkenning nie. Jy kan selfs die kameras gebruik om te sien of iemand 'n vuurwapen dra. Nie net in terme van multifrekwensies nie, maar ook in terme van hoe jy loop. As jy loop, dan sal jy byvoorbeeld 'n arm anders hanteer as jy 'n vuurwapen op jou sy het as wat jy normaalweg sal loop. En dit kan die kamera optel. So normale algoritmes gaan jou dan in staat stel om baie meer aan sekuriteit, jy weet, oor te gee. En natuurlik, dieselfde kamera kan ook dan na die nommerplate kyk, wat ons al reeds in Suid-Afrika doen. So jy is heeltemal reg. Ek dink ons staan op die voorpunt van geweldige tegnologie en waar tegnologie ons omgewing veiliger kan maak. Dit is definitief een van die scenario's wat ons kan oorweeg. Interessant genoeg, jy weet, ons praat nou so van kameras en jy het vroeër van Krygkor waar jy jou beurs gekry het. Ons het mos nou samewerkingsruimtes hierso by Bouma. En een van die besighede wat hierso by my kantore hier is, hulle bou die kameras vir gevegshelikopters in die Midde-Ooste, maar wat nou interessant is, ek sê altyd, ek paraphrase nou die kamera se vermoë, ek sê is 'n kamera wat op 2 kilometer by jou neus kan opkyk, maar wat nou interessant is daai militêre tegnologie is hulle besig om te ontwikkel vir huishoudelike gebruik. So dit is ook vir my 'n fascinerende tendens dat, en ek dink dit selfs met soos Formule 1, jy weet, met al hierdie tegnologies gedrewe sport, wat daai tegnologiese ontwikkeling vind sy pad terug na die padkar toe. En dit is ook vir my verskriklik opwindende fenomena wat plaasvind, dat ek wil sê die hoogs funksionele sagteware beskikbaar gaan en bekostigbaar raak vir Jan Alleman. Jy is heeltemal reg. Ek dink die revolusie van die mikroskyfie
wat hierdie ongelooflike verdubbeling van verwerkingskrag het en ook die verdubbeling van bandwydte het nie net 'n dinamiese impak gehad op die besigheidsmodelle van telekommunikasiemaatskappye na banke toe nie. Ons sien ook dat dit oorspoel na ander velde toe waar jy dan op dieselfde digitale platform 'n oplossing kan kry en dan presies dieselfde tegnologie gaan gebruik en dit vir 'n ander oplossing sou gebruik. Jy weet ons kyk byvoorbeeld na radar, waar radar jy nou binne in huise kan inbring om te kyk of mense wat afgetree is val of nie. So jy weet dis daai koppelvlak tussen 'n liggaamssensor of 'n infrarooi sensor en 'n kamera wat 'n bietjie indringend is, maar hierso is 'n sensor tussen die twee wat eintlik 'n radar is. En nou kan jy 'n radar gebruik om jou gerus te stel dat jou ouers wat veral jou afgetrede ouers, jy weet nog veilig is en of hulle nog 'n goeie kwaliteit lewe het. Baie interessant waar hierdie tipe tegnologie ontsluit en nuwe forme aanneem. So jy is heeltemal reg. Die tegnologie is absoluut vloeibaar en as die tegnologie eers 'n deurbraak het, is daar geweldig baie makliker aanpassings omdat die kostes van transformasie van een industrie na 'n ander so goedkoop is as gevolg van die feit van hierdie verwerkingskrag wat amper in oorvloed rondom ons beskikbaar is. Dis ek wil nog 'n vinnige voorbeeld noem en dan wil ek terugkom na jou storie. Ek onthou toe ons net uit Engeland weg is, daai in begin 2018, toe die NHS wat nou vir die klipkoers wat nou nie weet nie, is mos nou die National Health Services en kyk dis 'n verskriklike ek wil sê monstrosity, jy weet dit is 'n ding wat is 'n groot tanker wat baie moeilik gedraai word, maar nietemin dit is hulle het hulle groot uitdaging. So een van die goedes is hoe hou jy die ek sê is baie soos COVID, jy weet, hoe hou jy die mense uit die hospitaal uit, jy weet, in terme van om hierdie oorweldigheid te verwyder of om te vermy, maar nou een van die goed wat hulle na begin kyk het, is om ou mense wat afgetree is, veral as hulle nou lae risiko, ek sou sê ou mense is, sonder snaakse behoeftes of mediese vereistes, waar hulle dan die persoon se huis deur middel van tegnologie basies in 'n ek wil sê hospitaalkamer omskep nie, maar die punt is die hospitaal monitor op 'n afstand uit 'n sentrale punt wat gaan in daai huis aan en hulle weet as daai ou mens val of iets snaaks gebeur, maar hulle vat basies hulle huis en natuurlik die voordeel daarvan is die ou mense is gemaklik, is hulle huis wat hulle nou al 30 jaar in bly, maar dat jy daai tegnologie na die huis toe kan vat en dit omskep, wil ek sê in 'n hospitaal waar hulle gemonitor word. Daaglikse basis. En dit is heeltemal reg, jy weet die draagbare tegnologie wat ons het, stel ons in staat, net soos die voorbeeld oor die hartaanval waaroor ek gepraat het. Jy hoef nie meer in dieselfde plek te wees om dieselfde dienste te lewer of analises te doen in die verlede nie. Daar's 'n totale ontkoppeling tussen inligting en die fisiese konstruk waar dit aan die verlede vasgeketting was. Daai kettinge is gebreek, jy weet, jy het 'n totale vryheid van inligting wat heeltemal los staan vanaf die fisiese omgewing. En dit maak ook die fisiese omgewing al hoe meer meetbaar en plooibaar. En dit het geweldige vooruitgang wat dit natuurlik na vore bring. So ons is en ek kan nie wag om dieper te delf nie, want ek wil kom by die crux van jy weet waarmee jy self besig is, maar vertel ons nou verder, weet jy toe nou jy die MBA gedoen, wêreld het oopgegaan. Dit klink vir my hierdie strategie komponent wat nog altyd daar was. Ja, ek het toe seker 'n fout gemaak in terme van my persoonlikheid, want ek het seker my ma se voorbeeld gevat, jy weet, een voet in stabiliteit en die ander voet in chaos. En ek het toe begin met tegnologie startups. So ek kan nie eers dink hoeveel weet tegnologie het ek begin, klein maatskappye nie, maar my probleem is ek was altyd 4 of 5 jaar voor die kurwe. So hulle noem dit die verskil tussen leading edge en bleeding edge. So elke enkele sent wat ek gekry het by my opleiding, het ek gebruik om 'n tegnologie venture te begin. En ek kan vir jou 3 ure lank besig hou van alles waaraan ek myself belê het, jy weet. Die vroeë jare 95 het ek die websites tenders en trades en export en accommodation en al daai websites begin bou en ek het die heel eerste platform gebou waar jy dan tenders kan kry in 95, maar baie goed. Ek wil sê dit klink vir my jy so ver voor jou tyd. Klink toe ek in 96 my ouers eerste selfoonkontrak uitgeneem het nog aan Woester en my pa gee vir my die selfoon na 6 maande. Hy sê gebruik nou die ding as jy op die pad is. Ek swat nog in Bloemfontein.
Nou loop ek soos 'n hero rond daar op kampus, maar ek het niemand om te bel nie, want die ander student het nie 'n selfoon nie. So dit klink vir my amper so iets. Jy heeltemal reg en dan kom ek in 'n omgewing in waar ek die besigheid doen en hy hardloop reg en dan gaan ek dink een van my grootste foute wat ek gemaak het is 'n maatskappy, ek het die tenders maatskappy, dit was tenders.co.za, jy weet baie maklik om te kry en hier gaan ek en 'n maatskappy kom toe na my toe en sê maar hulle gaan nou die regering se tenderanalise doen aan die agterkant en dan word my webwerf die voorkant. En dit beteken dat elke enkele persoon in Suid-Afrika wat dan sou inskryf op hierdie diens, dan dit kry. En ek teken toe daar 'n ooreenkoms dat hulle dan die agtergrondanalise gaan doen en ek gaan dan 'n persentasie kry van elke enkele individu wat dan inskryf daarop. En ek maak toe my sommetjies, jy weet. As jy nou so 100,000 mense het wat nou inskryf op hierdie tenderdiens en jy maak 'n goeie R80 per maand uit elkeen uit, dan jy weet jy kan gou die sommetjies doen, jy weet, so 8 miljoen 'n maand wat jy kan kry. Maar maklik, jy weet, wonderlik. Ja, is maklik. Almal is 'n miljonair op die maklik. Maar onthou die tegnologie was klaar gebou, alles was reg. Jy weet ek het 'n spannetjie van 5 of 6 mense wat ek uit my universiteitssalaris uit probeer in die gang hou. Ek bou nou hierdie nuwe monstrosity van 'n nuwe era waarin ek nou weet die wêreld gaan oorheers. En ek praat van die 8 miljoen 'n maand wat jy nou gaan maak uit jou subskripsiefooie uit. En toe kom ek nou baie vinnig agter dat die groot aanname wat ek het is dat ek menslike stelsels nie baie goed ken nie, want ons kom toe agter die regering hou nie eintlik daarvan om alles op hierdie oop platform te hê waar enige iemand op 'n deursigtige manier kan kyk hoe hulle tenders toeken nie. Die jy weet, onskuldige persoon wat ek toe is, kom toe nie agter dat jy weet baie keer hou hulle die tenderprosesse baie naby aan hulle harte nie, want hulle wil dit nie juis sigbaar maak nie. So dit was toe een van die groot denkfoute wat ek in my lewe gemaak het. En die klomp geld wat ek daar spandeer het toe nie op 'n goeie rendement afgeloop na 'n paar jaar nie. Is daai, as jy ook so nou terugkyk met die fout wat jy gemaak het, dink jy dit was ook, ek wil sê dat daai beta komponent was nooit daar nie, om net daai, of wat is nou die nuwe, daai buzzword, daai minimum viable product, nee, MVP, om te sê, ons toets net so bietjie, en in hierdie geval, ons gechat gou met 'n paar regeringsamptenare en sien wat gebeur. Voel jy dis waar die dinge dalk? Jy is heeltemal reg. Jy weet, ek het so 500-600 kliënte gehad op baie stadium wat en ek het 'n hele span gehad wat al die koerante deurgegaan het en alles ingetik het op die rekenaar en ek het probeer om koppelvlakke te kry na ander stelsels om dit dinamies te doen, maar dit is nou, ek het werklik die goed wat gepubliseer is deur 'n span is dan ontleed en ingetik en die mense het dan elektronies via e-pos hierdie inligting gekry, maar dit was nou laat 90er jare. So dit is hier 96, 97, 98. Dis nou terwyl ek nou klas gegee het by die PIK. So dit was een van my eerste, jy weet, entrepreneuriese elemente en ek dink die groot fout wat ek gemaak het is dat en ek dink nie die mense op daai stadium in die regering het geweet wat hulle kant toe kom nie. Jy weet, ons het altyd gedink, jy weet, hierdie oop en deursigtige prosesse gaan deel word, maar ek dink my naïwiteit rakende die amper die politieke klas was seker die groot probleem rakende my sakemodel. En jy is heeltemal reg. Ek dink is een van my grootste foute dat ek amper 'n sakemodel binne 'n bubbel geskep het en toe dit met die realiteit weet ontmoet, toe werk die realiteit in my kop en die realiteit in die praktyk nie baie goed met mekaar nie. Wat is jy as jy terugkyk? Jy weet, daai is nou 'n fantastiese voorbeeld. En natuurlik ver voor jou tyd nie. Ek bedoel as jy begin van webwerwe praat in 1995, 96, dis werklik, ek wil sê dit was amper seker van die eerstes in Suid-Afrika en die wêreld nê wat daai ding begin, ek wil sê die .com bubble begin opblaas het. Wat 'n ander tegnologie startup het vir jou uitgestaan as jy nou terugkyk waar jy dink, hel, daai dinge dalk traksie gehad of ek was net hopeloos te vroeg, is daar niks wat uitspring nie. Ek het met dating apps begin op SMS en ek het met iets van soortgelyks soos WhatsApp het ek hier in 2004, 2005 begin skryf op die ou Symbian fone en dit was nou regtig bleeding edge.
Want vir elke enkele foon moes jy 'n aparte applikasie skryf, omdat daar geen stabiliteit was nie. Jy weet, dit was hierdie oorgangsfase vanaf jou normale fone na jou feature fone na jou slimfone toe. Nou, voordat ons by slimfone hier in 2008, 2009 uitgekom het, het ek in 2004, 2005 met hierdie model gewerk dat SMS'e te duur is en daarom kan jy dan hierdie applikasie op jou ding. Ons het dit VMS genoem, jy weet, vir waar jy stem kon stuur of foto's of wat ook al. So presies soos wat WhatsApp nou werk, maar ons het dit ek het dit 2004, 2005 gebou. Maar dit was miskien moet ek 'n bietjie teruggaan op die tydlyn. Ek dink een van die interessante dinge waarmee ek besig was RSG se multimedia projek. So hier in 1998 jy weet het my eerste huwelik gesneuwel. En kom ons brei nie liewer op daai ene uit nie. Maar toe besluit ek net nee, ek moet iets doen met my lewe wat my uit hierdie denkpatroon van negativiteit sou neem. En ek bel toe vir Andre Coetzee by RSG en ek sê vir Andre, hey Andre, ek het 'n klomp oulike goed wat ek julle gaan vertel. En ek het net gehoop, jy weet, hy gaan miskien 'n gesprekkie of 2 doen. En op daai punt vra hy toe vir my om 'n weeklikse praatjie te kry op RSG. So ek het toe elke maandagmiddag op daai stadium met Andre Coetzee begin gesels en toe baie groot vriende geword met die mense by RSG. En daar was 'n stasiebestuurder met die naam Sarel Meiburg, wat 'n ongelooflike versiende, jy weet, 'n individu wat ongelooflike waarde toegevoeg het tot die Afrikaanse taal. Maar ons het toe saam met hom die RSG multimedia projek geloods. Dit was in die jaar 2000, hè. So ons het op TV uitgesaai, ons het op selfoon die web-applikasie gehad en ons het gestream op rekenaar, die jaar 2000. Ja. Dit was die tweede radiostasie in die wêreld wat dit gedoen het. Die eerste was daar Deutsche Welle in Duitsland, nommer 2 was RSG in Afrikaans. Ons het 'n multimedia radiostasie ongelukkig onder die vaandel van die SAIK. En hulle het dit na 10 maande het hulle die TV-uitsending op DStv gestop. Soos wat ek en jy nou so praat met 'n mikrofoon en die video's rondom ons wat jou podcast het, was dit die tweede radiostasie in die wêreld wat op die DStv-kanaal uitgesaai het, waar jy na RSG kon kyk en luister. Die tweede radiostasie in die wêreld, RSG. So ongelooflik, dit was vir my baie lekker projek om betrokke te raak. Dit was in die jaar 2000 en dit was vir my baie interessante projek. So ek het ou Sarel vertel, dis hoe die toekoms gelyk. Die toekoms gaan jy nie meer radiostasies hê soos wat ons dit ken nie. Jou radiostasie gaan op jou telefoon wees, op jou selfoon wees en jy kan bepaal wanneer jy na iets wil luister en jy gaan met jou foon kan praat en sê, jy weet, speel hierdie en jy weet, hier in die jaar 1998 het mense my maar skeef aangekyk. Maar dit was deel van die projeksies wat ons gedoen het. Ook en akkurate projeksies. Wel, jy weet, dit was onthou in daai jare by Noordwes Universiteit het ons 'n toekomsdenke of 'n stelseldenke kursus gehad in die laaste jaar. En toe het hulle gevra ons moet hierdie projeksies in die toekoms skryf. En toe skryf ons dit, jy weet, so ons het 'n klomp van daai projeksies geskryf. En toe het ek dit aan Sarel vertel of hom gesê, jy weet, in die toekoms gaan alles die internetprotokol wees. Jy weet, vergeet van die verskillende protokolle, die televisie, radio, alles gaan internet wees. So verstaan dit. En hy het dit gekoop. En dit is op daai aanbeveling wat hy toe die RSG multimedia projek toe geloods het, wat 'n geweldige interessante projek was. En ek is baie jammer daaroor want weer eens was dit, jy weet, 'n idee regtig 10 jaar voor sy tyd. Wel, is interessant, dit was nou 22 jaar terug, né? 22 jaar terug. Wel, jy praat nou so, né? So ek dink nou, jy praat van Sarel, ek dink aan 'n ander Sarel Du Plessis wat die hoof was van voor hy afgetree het van Groot FM. En as ek dink dit is wat Groot FM nou suksesvol reg kon kry, was en ek weet nie hoe baie ouens besef dat RSG natuurlik as jy gemeenskapsradiostasie is, moet jy, ek dink 65% van jou inhoud moet plaaslik of in jou gemeenskap gegenereer word. Met ander woorde, dis hoekom jy nie in elk geval nie jou uitsendingskapasiteit, jy kan nie verby 'n sekere radius uitsaai nie, maar meer belangrik, as jy nie daai gemeenskapsinhoud skep nie, dan vat hulle jou lisensie en natuurlik het Sarel hulle met Karen Meyering hulle en so aan. Dis hoekom Groot FM tussen 6 en 8 in die oggende mos nou op kyknet is, maar die punt is hulle het 'n gemeenskapsradiostasie 'n nasionale 'n dekking gegee wat ek dink baie
skerp is en natuurlik maar weer eens, weet alle krediet aan julle ouens. Julle dit was ver voor julle tyd met dit. Ongelukkig net onder die verkeerde vaandel. Korrek, jy weet in die jaar 2008 maande na die tyd toe sny die SAK daai televisie toe sê hulle net hulle wil nie met die kompetisie saamwerk nie. Jammer, jy weet hulle gaan nie inhoud vir die kompetisie gee nie. Ek het gedog so kortsigtig. So ek dink jy weet dit is maar een van die nadele wat jy het in 'n korporatiewe omgewing waar hulle eenvoudig maar net nie die groot prentjie kan raak sien nie. Wel ek wil gou ek noem dit altyd braaivleis vir bragging rights, Pieter. Dit is daai wat jy vir ouens kan vertel. Wel, ek het daai tyd 20 jaar terug. Kyk, dit amper met hierdie podcast ding, nê. Soos jy nou praat van 'n bleeding edge. Jy kan my niks vertel nie. Jy weet, het sy finansiëel wat die ding jou leegtap, die tyd, energie. Dit is 'n moeilike ding, maar weer eens net weet ons was te ver voor ons tyd en nog steeds, weet ek dink Suid-Afrika is ten minste nog 3 tot 5 jaar agter met hierdie tegnologie, of sal ek sê selfs hoe gebruik jy hierdie tegnologie? Soos enige Willie Wally kan in 'n mic in praat. Wat is die strategie daar agter? Maar ek wil jou vertel van my braaivleisvuur bragging rights. So ek kom toe in die Kaap aan in 2000 en ek het vir jou genoem ek is toe nou afgeforceer so toe en een van my ou koshuispelle bel my en hy sê toe hier's 'n start-up. Hulle kantore is daar in Tygervallei en hulle naam is The Shopping Matrix. En ek sê, okay, wat doen hierdie ouens? Hy sê, nee, is online shopping. En ek sal nooit vergeet, toe ek na die website kyk, ek hoor eendag toe 'n onderhoud met die CEO of die founder op daai stadium, en hy sê toe, nee, hulle investeer meeste van hulle geld in distribusie, en ek dink, yes, hierdie ou is skerp, want e-commerce kan nie werk sonder goedkope en effektiewe distribusie nie. En soveel so het ek aandele gekoop in hierdie, gelukkig nou nie, jy weet, verskriklik baie nie, ek wil sê dat daai geld wat ek kon vergeet van, maar ek het in 2000 basies Suid-Afrika se eerste Amazon, wil ek sê, was dit net vir my no-brainer dat hierdie ding moet werk, min wetend dat ek dink hulle was op sigself ook, natuurlik min mense weet van Shopping Matrix, hulle was so een voor op Kalahari.net en Kalahari.net wat eventueel 'n Takealot sou word. Maar ja, dit was soos ek sê, dis een van my braaivleisvuur bragging rights om te sê, ek kon sien wat kom, maar ja, ek het nie meer my geld met die aandele wat ek gekoop het nie. En nee, kyk, as ek moet optel, wat het ek, jy weet, as ek my geld beter kon spandeer in die lewe, was ek al 'n baie ryk man, want ek het toe, hier in 2003, het ek die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie begin. Ek het op daai stadium deeltyds by die PIK klas gegee en die PIK het toe besluit, nee maar hulle gaan nou van tegnologie strategie as 'n kursus ontslaa raak, omdat, jy weet, as jy deeltydse dosent is en al die ander ouens is voltyds, dan is dit maar makliker om van die ene ontslae te raak vir die deeltydse dosent. En ek het toe daai kundigheid na die mark toe geneem en met maatskappye soos Absa Bank en Vodacom en Telkom gaan praat en sê maar, wil hulle nie kursusse bou rondom hierdie kundigheid nie, want dit gaan oor tegnologie op 'n strategiese vlak. En op die vroeë jare het ek toe met 'n hele klomp nuwe kursusse begin en dit is nou 18 jaar terug. En baie goed gedoen, geweldig goed gedoen. Ek dink in die afgelope paar dekades het ons amper meer as 5000 mense opgelei en omtrent 130 van die groepprojekte is as innovasieprojekte binne die maatskappye uitgerol. En ongelukkig vir my, jy weet, dit was baie gelukkig want ek het geweldig goed gedoen daarmee en baie studente gehad en hard gewerk, maar ek het natuurlik al die wins daarvan gevat en dit teruggeploeg in ander startups in. So ek moet vir jou sê, as ek terugkyk na die hoeveelheid geld wat ek geblaas het op startups, dan het ek miskien daar 'n dramaties paar probleme gehad waar ek dit beter kon belê op ander plekke. Maar ek koop heeltemal wat jy sê, rakende die belegging in nuwe tegnologie. Jy het letterlik klasgeld betaal, klink dit vir my, nee. Baie. Nee, okay. Maar so net, okay, so ek wil nou, kom ons gaan 'n bietjie dieper daarso. So die ironie natuurlik, ek wil sê blessing in disguise dat hulle ontslae geraak het van die deeltydse dosent. Klink dit vir my. Nee, kyk, ek het nog steeds aangebly, maar ander kursusse aangebied en so dit is net juist hierdie tegnologie, ja. Want ek was aangestel initieel as 'n dosent in produksie en in tegnologiebestuur en toe in die jaar 2000 het ek toe my eie ding gaan doen vir 'n paar maande. Daar wou ek begin met
omgewingswebwerwe. Ek was die registrateur van city.za. So ek wou amper 'n webwerf omgewing vir elke, stad, munisipaliteit en dies meer uitrol. Baie naby aan die Google Maps omgewing waarin jy nou weet en waar jy amper of die Green Door. Daar's 'n nuwe webwerf en naam Green Door, amper dis is 'n buurt sosiale netwerk. Maar ek het toe 'n bietjie meer in probleme ingehardloop met die gebruikregte van die webwerf en goeie jaar na die tyd, na ek 'n klomp geld op spandeer het Unisa my genader om by hulle te kom klas gee in die veld van e-besigheid. So ek het toe in die jaar 2000 teruggegaan akademie toe en toe daar weer eens en toe was ek 'n dosent by 2 universiteite. Ek was toe by die sakeskool van Unisa en ek was toe 'n deeltydse dosent by die PIK vir deur al hierdie jare. Wat is jy omdat jy omring, kom ek vra so, as 'n dosent jy's besig met op daai stadium met baie belangrike sal ek sê inhoud, toekomstige inhoud wat groot impak het, baie prakties. Help dit om hierdie klomp studente? Is daar 'n incubator, sinergisme faktor waar jy sit met hierdie ek wil sê goedkoop breine om jou? Binne in die kyk, daar was 'n klomp geniale studente wat ek op universiteit daar gehad het en party van hulle het multimiljardêers geword. Ek's baie spyt ek het nie baie nouer bande met hulle gehad nie. Vriendeliker gewees. Ja, nee, kyk, maar daar was regtig mense wat ongelooflik goed gedoen het in die veld en hulle het die regte tyd, die regte kundigheid op die regte plek uitgerol. Ek het in 2005 toe was daar 'n groep van Vodacom en toe as 'n dosent gee ek toe hierdie ouens harde tyd, jy weet. En toe na die tyd toe kom Eleanor Craig na my toe en sê vir my, maar hoekom het hy nog nie van my gehoor nie? Hoekom gaan kuier ek nie vir hom nie? Sê ek, maar ek het nie geweet nie. Toe sê ek sê oor die heuwel, so kom kuier vir my. En toe het hy my aangestel as 'n strategieadviseur vir Vodacom. So tussen jare 2005 en 2011 was ek die tegnologie strategieadviseur in Vodacom op 'n kontrakbasis. So jy weet, ek het toe my akademiese aktiwiteite bietjie afgeskaal. Ek het nog steeds by die instituut klas gegee waar en indien nodig. En 'n baie goeie vernoot van my, Steve Venter, hy het toe die bestuur van die instituut oorgeneem en ek het toe meer indeels by die klasgee betrokke geraak op tegnologie strategie, maar toe aan Vodacom 'n klomp raad gegee rakende die ontsluiting van nuwe inkomstestrome. Was jou plan van die begin af, wou jy altyd jou een voet in die en ek wil nie sê die akademie hou nie, want hierdie is nie akademies nie. Ek wil sê dit is juist nie teorie nie. Was dit vir jou belangrik om een voet daar te hou? Was dit, ek wil sê, daai opleidingspassie? Of was daar 'n voordeel om naby die universiteit te beweeg in terme van jou denke, jy weet, groei ensovoorts, en natuurlik die entrepreneuriese kant waar jy nou jou eie faktuur daar kon genereer en uitstuur. Wou jy daai balans handhaaf of was dit of was dit later ek wil nou klaarmaak met die universiteit kant? Kyk, ek hou baie van die omgewing van akademie, maar ek wou dit regtig prakties maak. Ek het seker maar 'n tekortkoming gehad en hierdie was seker 'n persoonlike tekortkoming, jy weet, omdat ek my pa verloor het op 'n baie vroeë ouderdom, het ek gevoel ek moet myself op 'n manier bewys. Jy weet, ek kan nie aan 'n maatskappy gaan advies gee as ek nie ten minste alreeds my eie sukses gehad het as 'n maatskappy. Jy weet, dit was 'n baie interessante sielkundige evaluasie. Soos, jy weet, wanneer is ek goed genoeg om advies aan iemand te gee? Jy weet, en ek het gevoel deur net by universiteit te bly en net akademiese kundigheid te hê is nie voldoende nie. Jy weet, jy het 'n ander mate van jy het jou sergeantstrepe nodig voordat jy weet, in die offisier range ingaan. En ek dink dit was seker 'n nadeel aan my kant. Die ander kant van my het ek verskriklik maklik verveeld geraak en dit het 'n verdeling veroorsaak in terme van wat ek gedoen het vir 'n lewe. So intussen met my werk by Vodacom en my publieke persona wat ek op RSG gehad het ek ook betrokke geraak by geleentheidspraatjies. Jy weet, waar iemand my sou huur om dan 'n praatjie te kom gee. Jy weet, in daai dae
As iemand jou in die jare 2000 jou R25,000 betaal vir 'n uur praatjie, is dit bly goeie geld. Dit maak nie saak hoe jy daarna kyk. Glad nie. Ongelukkig het ek natuurlik al daai geld binne my ventures ingedruk, so in plaas daarvan om met goeie maatskappye het ek nog skoolgeld betaal. Soos ek sê, ek wil nie nou in diepte ingaan oor al die ander goed waarna ek betrokke is nie. Maar op 'n stadium het ek regtig hierdie 4 persoonlikhede gehad. Jy weet, aan die een kant was ek 'n universiteitsdosent wat deeltydsklas gegee het, en die tweede deel was ek hierdie entrepreneur wat hierdie hoë tegnologie goed gedryf het. Aan die derde kant was ek 'n strategieadviseur by Vodacom. Jy weet, waar ek 4 dae van die week strategiewerk moet gee, en in die vierde kant was ek 'n publieke spreker. So, in die middel 2000s was dit my lewe. Ek het my regtig tussen daai 4 rolle myself taamlik dun uitgebrei, en ek dink dit was seker 'n fout in nabetragting, want ek moes meer op een van hulle gefokus het as om al 4 te doen. En nou as jy vir my vra watter ene moes ek afsny, sou ek sê baie goeie vraag. Maar ek dink ek het vir 'n goeie 10-15 jaar lank daai rolle probeer doen en probeer balanseer. En ek dink as jy in die middel van jou 30's is, het jy seker nog die energie daarvoor. Ek dink nou in nabetragting gaan ek nie meer die energie vir al 4 die rolle hê nie. Waar is die passie? Ek wil sê as jy 80-20 moet doen, waar is die daai 4? Wat is die ding wat jy nog steeds verskriklik opgewonde maak as jy kyk, om nuwe maatskappye en nuwe idees uit te rol, niks kan dit vervang nie. Jy weet, jy het hierdie ongelooflike passie en energie, en jy werk en jy skryf dokumente en jy rol goed uit, en die waarde wat jy skep is enorm, maar aan die einde van die dag is daar nie 'n salaris nie. Jy weet, hierdie is uit en uit. En ek dink my groot fout wat ek gemaak het is, ek het nooit die waagkapitaalroete gegaan nie. Jy weet, ek het gesê, as ek nie self daarin glo nie en dit self finansier nie, dan wil ek dit nie doen nie. So, al die geld wat ek uit my publieke praatjies, my opleiding en my konsultasie gemaak het ek gebruik om dan hierdie nuwe ventures te finansier. En baie keer moet jy dan salarisse van 5, 6, 7 mense dra, en jy moet die sagte ware dra, en so, dit was nie maklik nie, en daarom dink ek, sou die idees baie makliker in 'n waagkapitaal omgewing uitgerol geword het. So dit was regtig ongelooflik passievol om 'n nuwe maatskappy te begin en uit te rol en te skep in daai groeiperiode. Maar aan die einde van die dag geweldig baie energie en tyd en geld wat geen rendemente opgelewer het aan die einde van die dag nie. So daar is maar voor- en nadele. Dis nie, jy weet, dis 'n baie onvoorspelbare omgewing en baie goeie skoolgeld aan die einde van die dag. So kom ons staan vinnig daar by die startups stil. Sien dit dat dit juis iets is wat jy weet vir jou groot plesier en uitdaging gebied het en bied. Wat moet ouens pas op voor? Ek sou sê as jy 3 goue reëls of stukkie advies kan deel met die klipkouers met 'n startup of enige nuwe, wat is daai 3 goed wat jy sou sê wat ouens moet pas op voor of uitkyk? Jy weet, moenie dit in 'n bubbel doen nie. Gaan verstaan jy verstaan die belangrike tendense wat die mark definieer. Jy moet dit baie duidelik verstaan. So, jy weet, verstaan hoe jy die mark kan verander of hoe jy die mark se behoeftes kan aanspreek, maar moet dit nie in 'n vakuum probeer doen nie. Jy weet, so ek dink dit is een van my groot foute is my marknavorsing was foutief. Tweedens, sou ek nie in Suid-Afrika op die tegnologie gefokus het waarop ek gefokus het nie, weet wat 4-5 jaar voor die tyd was nie. Wat jy gewoonlik sien is jy wag dat 'n platform gevestig is en waar die kompleksiteit nie in die tegnologie lê nie, maar in die posisionering daarvan in die mark. So jy praat van platform tegnologie, wanneer die tegnologie stabiel genoeg is sodat jy nie geld verloor om aan te hou innoveer op daai platform. Jy weet dat jy 'n stabiele tegnologieplatform kan hê. Want ek het verskriklik baie geld spandeer om in die vroeë dae toe die tegnologieplatform onstabiel was en dan kos dit jou geweldig baie geld. So dis die tweede punt. Maak seker dat jy in 'n land soos Suid-Afrika meer na stabiele tegnologie gaan kyk as onstabiele tegnologieplatforms. So as ek jou reg verstaan Pieter, ek wil net dit kom net daarop neer, moenie gaan sukkel met 'n ding wat jy op 'n die dag al jou tyd spandeer om die kar se engine te laat werk, maar jy het nog nie een passasier wat jy kan gaan aflaai nie. Jy is reg. Jy weet so
aan die een kant verstaan die mark baie beter. So gaan uit en spandeer baie tyd om die mark beter te verstaan. Dit verstaan die mark. Moenie dit in 'n vakuum, moenie 'n oplossing in 'n vakuum probeer skep en dink dat die mark by jou moet aanpas nie. Jy moet by die mark aanpas. En verstaan ook, as jy die mark wil verander, wat moet jy doen om die mark te kan verander? Die tweede belangrike punt is, maak seker jy spandeer nie geweldig baie geld op die tegnologiese ontwikkeling nie, maar meer op die markontwikkeling en gebruik 'n stabiele tegnologie. En die derde punt, maak seker dat jy jou finansiële elemente goed bestuur, want ek het elke nou en dan die pie model. Jy spandeer 3 keer meer, dit vat 3 keer langer en dit vat, jy weet, jy onderskat die geldelike implikasies. En maak seker dat jou finansieringsbronne in plek is en gebruik wagkapitaal lank voor die tyd. En ek dink die fout wat ek persoonlik gemaak het was nie om van buitekapitaal gebruik te maak nie. Meeste van my idees het op ander forme baie suksesvol geword en uitgerol jare na die tyd. Maar ek dink jy brand jouself uit en jy brand jouself finansiëel uit as jy te vinnig in 'n mark ingaan. Michael Jordan het iets interessant gesê. Jy weet, dit help nie jy brag en jy sê, jy weet, ek het aan hierdie gedink 3 jaar voor die tyd. Jy weet, as jou tydsberekening verkeerd is jy verkeerd, maklik. Ja. Jy weet, dit help nie jy praat oor wat die insigte wat jy gehad het, maar die mark was nog nie reg vir jou insigte nie. En ek dink dis een van die derde belangrike punt. Maak seker dat die markaanvaarding en die produkaanbod belyn is. Want as jy te vroeg is vir die mark, gaan jy geld verloor. Baie goeie advies. Ek wil net vinnig nog 'n vraag, jy weet, jy praat so van die vakuum. Waar gaan ouens behalwe Google en YouTube? Jy weet, nou sit ek so jong gaan praat met mense wat dit gebruik, verstaan wat die kernbehoeftes, die pynpunte en die ontsluitingspunte van die gebruiker is. Gaan praat met mense. Dis weer kom terug na IRG, gepraat met die regering. Wil jy 'n tender platform hê? Hoe voel jy daaroor? Dis amper ek wil sê so as ek nou 'n simpel voorbeeld kan gebruik. Wel, ons het met die ouens gepraat wat die tender afdeling gedryf en hulle was baie gelukkig. Maar ons het weer meer met die politisie gaan praat en ja. Ek hoor jou. Breso, kom ons gesels 'n bietjie. So dis vir my duidelik, weet, opvoeding was ook nog altyd naby aan jou hart, jy weet, maar prakties, ek dink daar's ek en jy 100% op dieselfde golflengte. So kom ons praat futurism. So jy het nou toe betrokke geraak, jy weet, vertel ons 'n bietjie meer nou, weet, wat is futurism? Ek wil graag 'n bietjie, ek weet nie eens wat die Afrikaans vir dit is nie. Jy weet, vooruitkyk, opvoeding, weet, hoe lyk opvoeding? Dis ook iets wat baie naby in my hart is. Ek dink veral met COVID nou 'n helse ontwrigting, dink ek in nie net of soveel te meer in jou ek wil sê normale skoolomgewing en natuurlik jou tersiêr. Jy weet, so al daai goed is aan die verander. Maar eerstens, vertel ons 'n bietjie meer van hierdie futurism ding wat ek aanvaar as jou core business. Is dit akkuraat? Ja en nee. Jy weet, ek het na baie jare en struwelinge het ek myself toegegee om die instituut baie beter te bestuur en ons doen nou nog geweldige groot opleidingsprojekte binne in die groot tegnologiemaatskappye in Suid-Afrika en die Midde-Ooste en ons doen ook 'n klomp werk in finansiële omgewing. So ek het toe my 20 baie slim mense rondom my vergader weet vanaf akademie en die praktyk en ons bied via Noordwes Universiteit ook 'n geweldige klomp kursusse aan in hierdie tegnologie omgewing. So daai instituut wat in 2003 begin het, gaan van sterkte tot sterkte. Ons het geweldige goeie projekte en ek het nou maar besluit kom ek fokus my aktiwiteite. So ek is nie meer 'n voltydse strateeg nie. Ek is ook nie 'n voltydse entrepreneur nie. Ek is nou 'n voltydse bestuurder van 'n opleidingsmaatskappy, maar op 'n private hoedanigheid doen ek nog steeds publieke praatjies. En ek doen ook werk op 'n internasionale forum. So ek het 'n paar jaar terug by die Londense Sakeskool het hulle van my gehoor. En voor COVID het ek baie lekker rondgevlieg op hulle onkostes na verskillende lande toe waar ek dan toekomsscenario's met hulle opleidingsprogramme, jy weet, met die studente gedeel het. So ek het 'n geweldige groot liefde vir waar tegnologie heen gaan in die toekoms, maar nie net die
tegnologie per se nie. Ook die ekonomiese omgewing, die geopolitiese omgewing, die demografiese omgewing en hoe dit die wêreld gaan verander in die jare wat gaan kom. So aan die een kant is, wat is die groot tendense wat ons wêreld gaan verander? Die tweede argument was, wat is die geleenthede binne hierdie veranderende omgewing wat jy kan ontsluit? En dit doen ek al vir jare, so ek is baie lief vir daai vakgebied. En die derde belangrike punt, in 'n omgewing van, meer en meer onsekerheid. Hoe navigeer jy in 'n onsekere omgewing? So dit is die vakgebied van kompleks en pasbare stelsels. So as jy nou vir my sê waar my liefde lê, dan lê dit op daai 3 gebiede. Jy weet eerstens, wat is die onderliggende tendense? Jy weet as 'n toekomskundige, party mense het 'n probleem daarmee, maar met die benaming, maar dit gaan oor om die implikasies van die veranderinge wat jy op 'n daaglikse basis te kan verstaan. As jy na die koerante kyk, dan is daar 'n koerantopskrif, maar onder die koerantopskrif is daar 'n baie belangrike tendens wat jou 'n insig gee oor hoe die wêreld gaan lyk oor die volgende 15 jaar. En daar is 'n groot vakgebied van tendens, jy weet, waarin jy kan agterkom, wat is die tendense wat die wêreld gaan definieer die volgende 10 of 15 jaar. So dit is 'n groot passie van my. Tweedens praat ek oor wat is die geleenthede wat ontsluit kan word in hierdie veranderlike omgewing en wat kan jy dan doen as 'n entrepreneur om dan waarde te ontsluit? En derdens, jy weet, hoe bestuur jy hierdie veld in hierdie dinamiese, onvoorspelbare omgewing? En daai elemente wat ek in my publieke praatjies gebruik ek ook in my opleiding. So ek gaan baie dieper in my opleiding in en dit word dan die fondasie van 'n klomp van die opleidingskursusse wat ons in die banke en telekommunikasiemaatskappye gebruik. Kan jy met ons dalk 'n paar tendense, net so ek wil sê bullet points, is daar 'n paar tendense in 'n netedop wat jy met ons kan deel? Natuurlik. Jy weet, dit is nou jammer ek kan nie my video met jou deel nie, maar ook op my webwerf kan mense na 'n paar van die video's sien. Baie keer dan nooi banke of investeringsfirmas my of beleggingsfirmas my uit om te praat oor waar dit heen gaan. En hulle kan definitief na die video's gaan kyk op my webwerf by petergeldnys.com. Maar kom ek hardloop deur 'n vinnige paar. In terme van waar ons heen gaan oor die volgende paar jaar, die Engelse woord daarvoor is peak consumption. So ek dink dis een van die groot skokke wat ons as 'n wêreld gaan ervaar, is dat die ryk 25-jariges van die wêreld minder gaan word. En onthou in 'n verbruikersekonomie, jou Keynesian model waar jy die ekonomie stimuleer via krediet, is besig om in duie te stort. So ons hele monetêre model maak nie meer sin nie. Jy weet, elke 30 jaar moet 'n model natuurlik herstel of reset. En vanaf ons kwantitatiewe verruiming of monetêre verruiming begin gebruik het, vanaf 2007, het ons in hierdie baie interessante wêreld ingegaan wat reservebanke met hulle, ek vra om verskoning vir die Engels, die overnight repo rate, is besig om mal te gaan. Jy weet skielik die reservebanke doen hierdie snaakse dinge, waar hulle nie net die skuld van banke oorkoop nie, maar ook internasionale banke oorkoop, maar ook internasionale maatskappye, en dis ongehoord. So ons kyk na 'n omgewing waar ons teen 2025 tot 2030 in 'n omgewing inkom waar die aankoop, die consumption ekonomie gaan draai. So ons gaan in 'n omgewing ingaan van peak consumption. Ons hele finansiële model, hierdie eksponensiële groei van mense, tegnologie, waar jou maatskappy 8% volgende jaar beter moet doen as hierdie jaar, dit gaan tot 'n einde kom. Ons gaan in 'n ekonomiese model ingaan waar die ryk deel van die wêreld al hoe minder en minder word. Die mense is eenvoudig nie meer daar nie. Die ryk 25-jarige is nie meer daar nie. En ook die millennials het nie die aankoopkrag as gevolg van die devaluasie van geldeenhede nie, wat natuurlik gekoppel is aan regeringsskuld. Maar ons gaan in 'n dramatiese moeilike tydperk in die volgende 10 jaar ingaan. So peak consumption, wat 'n goeie Afrikaans daarvoor? Peak uitgawes. Dis een van my voorspellings. Jy weet, ons sien dat ons in 'n omgewing ingaan waar ons al hoe minder en minder uitgawes gaan hê en dit 'n dramatiese impak op ekonomiese groei wêreldwyd gaan hê. So dis een van die elemente. Tweede element, die demografiese veranderinge, waar jy dan in sekere lande 'n uitvoergedrewe beleid moet hê, en waar Amerika omtrent die enigste ryk land in die wêreld is wat demografies reg geposisioneer is. Wat beteken dat op 'n geopolitiese gebied en in terme van internasionale handel dit heeltemal anders gaan lyk. Die staatsskuld in Amerika kan natuurlik ook die einde bring van die Bretton Woods stelsel,
wat ons na kyk. En dit beteken dat die hele idee van jy bestel iets uit 'n ander land uit en die skeepweë is veilig en oop, kan miskien tot 'n einde kom in die volgende 10 na 15 jaar, waar jy 'n groter toename in byvoorbeeld seerowery gaan hê. Want as Amerika sy vloot intrek en as mense na Amerika se blootstelling aan uitvoer en invoere gaan kyk, as jy Kanada en Mexico uit die Amerikaanse ekonomie uithaal, is dit maar 5%. So as Amerika môre met die res van die wêreld sou stop om besigheid te doen, behalwe nou Amerika, Kanada en Mexico, is dit maar 5% van hulle bruto nasionale produk. En nou vra hulle self die vraag, hoekom moet ons die hele wêreld veilig hou as dit vir ons ekonomies nie meer sin maak nie? Nou, die oomblik as dit vir Amerika geopolities sin maak, dan sal hulle dit doen. En hulle het dit gedoen vir die argumente teen die Sowjetunie en hulle probeer dit nou doen teen China. Maar daar is werklik nie ekonomiese rede hoekom Amerika vlote rondom die wêreld moet hê nie. En dit gaan 'n dramatiese impak op geopolitiek hê en ook natuurlik internasionale handel. En dit dan moet jy natuurlik afspeel met die Belt and Road inisiatief van die Chinese. So op daai gebied sien ons dramatiese veranderinge. In terme van ons geldstelsels en geldeenhede sien ons dramatiese veranderinge en verskille. Ek voorsien 'n programmeerbare geldstelsel wat deur regerings uitgereik gaan word, waarin hulle 'n outomatiese belasting gaan inhê. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. In Amerika het hulle nou 'n klomp geld vir mense gaan staan en weggee. En hulle wil hê dat mense reg geld moet spandeer om die ekonomie in die gang te hou. Wat doen hulle? Die mense druk dit in die aandelemark in. Maar met 'n programmeerbare geldstelsel kan jy aan iemand sê, as jy nie hierdie geld gaan spandeer nie, gaan ek dit terugneem of ek gaan dit belas. Selfs op die groen ekonomie. So jy kan byvoorbeeld sê, as jy iets aankoop by 'n maatskappy en hy het nie groen akkreditasie nie, dan betaal jy 1 of 2 of 3% ekstra belasting op die aankope wat jy maak. So ek dink programmeerbare regeringsgeldstelsels gaan ook een van die scenario's wees waarna ons gaan kyk. Dan op die tegnologie vlak, ongelooflike positiewe veranderinge. Weet die boodskapper RNA tegnologie. Dit gaan van sterkte tot sterkte gaan. Jy weet waar ons gaan, nou jou RNA is waar die koppelvlak is tussen jou DNA en die proteïnes wat jy maak uit jou aminosure uit. So die vouing daarvan en ook die kunsmatige intelligensie wat hierdie proteïenstrukture akkuraat kan bepaal. Ongelooflike deurbrake. Ons kyk in terme van landbou, soos ek al reeds genoem het, waar jy uit bioreaktors uit jou vleis gaan kry, nie meer van 'n koei af nie. Ons kyk na dieper kundigheid van jou mikrobioom om ons weg te vat van ons het nie 'n gesondheidsstelsel nie, ons het 'n siekstelsel. Want ons kyk na mense wat klaar siek geword het, maar hoe bly jy gesond langer? Jy weet veranderinge in die gesondheidswetenskappe is dramaties. Ons sien die kwantumveld gaan geweldige interessante goed begin doen. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Kwantumkriptografie is 'n tegnologie wat kwantumfisika aanwend om die verspreiding van simmetriese enkripsiesleutels te beveilig. 'n Meer akkurate benaming hiervoor is kwantumsleutelverdeling. Dit behels die stuur van fotone, met ander woorde kwantumdeeltjies lig, deur 'n optiese skakel. Kwantumkriptografie maak dit moontlik vir 2 gebruikers wat kommunikeer om veiliger metodes te gebruik as die wat tradisionele kriptografie gebruik. Dit is byvoorbeeld onmoontlik om data te kopieer wat in 'n kwantumtoestand gekodeer is. So kyk gerus na kwantumverwikkeling wat hier in die 30e jare al rondgespeel het en verstaan kwantumverwikkeling, want kwantumverwikkeling gaan die basis vorm van die tweede generasie internet met kwantumkriptografie wat daarvoor gaan tree en selfs kwantumradar. So geweldige interessante elemente. Maar dit daar gelaat vir die van julle wat belangstel en vir jou podcast luisteraars of potgooi luisteraars sal ek 'n gratis kopie van my boek beskikbaar stel met die naam Headlines from the Future, waar ek al hierdie tendense in nuusartikels uit die toekoms uit omskryf het om dan 'n beter idee te gee van hoe die toekoms gaan lyk. Ek wil net vinnig aansluit by jou eerste tendensie, peak consumption. Wat is jou ek vra die vraag wat ek het onlangs was ek
Ag, dit is actually tragies. Ek was so rukkie gelede was ek op Huppel in jou stap gewees. Toe het liep Bester nog onderhoud met my gehad en hy is natuurlik tragies oorlede aan COVID so 'n maand gelede. Maar toe gesels ons natuurlik oor, jy weet, digitale tegnologie en jou baby boomers. En toe ek 'n bietjie gaan kyk het na tendense reg oor die wêreld, toe kom ek met die skok besef agter dat jy weet Engeland en Amerika veral, ek dink Suid-Afrika soortgelyks, dat jy weet 70% van jou besteedbare inkome in hierdie lande is die baby boomers. As jy kyk na Engelse baby boomers, van daai 20% van daai 70% is pond miljonêers. Maar wat vir my skrikwekkend was, is dat jou bemarkings ek wil sê spend of teiken van hierdie segment, hierdie baby boomers van die groot maatskappye in die wêreld is maar 5%. So dit voel vir my jy sit met hierdie ongelooflike geldkas in die baby boomers en daai geld moet ergens heen. So wat is julle siening in terme van daai, en hulle praat ook van die grootste, is dit wealth transfer in die geskiedenis wat gaan plaasvind. Hoe sien jy die baby boomer geld in die hele storie? Twee scenario's. Die hoeveelheid geld wat hulle het, kan baie vinnig verdwyn as die aandelebeurs begin vang. So jy moet verstaan dat as jy sê jy het soveel miljard en ewe skielik is daar 'n vou in die aandelebeurs, dan kan daai die helfte word. Ek kyk na die krypto geldeenhede. Nou as jy nou regtig tong in die kies wil gaan kyk gerus na hoe om jou eie krypto geldeenheid te begin. En daar's 'n baie interessante video van Roger Ver wat eintlik bitcoin.com besit en Bitcoin Cash het, en hy wys vir jou waar jy jou eie krypto geldeenheid in 2 minute kan skep. En dan kan jy dit aan al die klomp idiote daar buite verkoop teen 1 sent per krypto geldeenheid en jy kan al 100 miljoen daarvan vasmaak. En dis wat 'n maatskappy Dogecoin in 2013 gedoen het. Dis absolute grap. En raai wat is die markkapitalisasie van Dogecoin? Dis iets so $30 miljard. Dis net belaglik. Wow. So verstaan dat in 'n resessie jy ewe skielik jou geld gaan wil hê, jy gaan nie goed kan verkoop en dan gaan sekere bateklasse wees wat dramaties kan val. Ons sit in bubble territory. Jy weet, ons het 'n bordel en alles. Ons het oorgrote staatsskuld. Ons het in Amerika is jou standaard, jy weet, verdienste per aandeel baie naby aan 36. As jy nou price earning ratio, jou prys verhouding vlak gaan kyk. Dis 36, is belaglik. Jy weet, hoe kan jy op 'n standaard platform jy weet 36 jaar se inkomste in die toekoms projekteer op die waarde van 'n aandeleprys? Dit maak nie sin nie. Daar's geen logika agter wat sin maak nie. So ons sien 'n borrel in staatseffekte. Die groot probleem wat jy het is dat met kwantitatiewe verruiming, so wie skep geld in die ekonomie? Dis die banke wat die geld skep. Banke gee vir jou 'n lening en oor 20 jaar moet jy terugbetaal. En hulle kom agter, hulle gaan leen nie die geld by iemand anders om vir jou te leen nie. Nee, hulle skep die geld. Jy word die inkomstebron. En nou kom jy weet jou reservebanke en koop dan die skuld van die banke en druk vas geld gebaseer op die toekomstige terugbetaling wat iemand daarop moet maak. So die geld wat geskep word is 'n belofte van iemand wat skuld gaan terugbetaal iewers in die toekoms. Dis hoe belaglik ons geld is. 2008 all over again. So gaan kyk na jou 5 bateklasse. En dan sê jy vir my watter een van hulle is nie alreeds van borrels nie. Jy weet geldeenhede, staatseffekte, regeringsskuld, jy weet die real estate op eiendom, en die hoeveelheid geld wat binne in die finansiële omgewing is, word nie aan entrepreneurs gegee nie, want die banke is te bekommerd, hulle kry nie hulle geld terug nie. So wat doen hulle? Hulle vat hulle bestaande geld en druk dit in eiendom in. Gaan kyk na die laaste jaar. Onder COVID-19 met 'n ekonomie wat agteruit gaan, het eiendomspryse 30% gestyg. Dit maak nie sin nie. Yes, so, absoluut. Meeste van die debatte wat ons het, is wat van ons ekonomiese stelsel? Is dit sosialisme, marxisme, kapitalisme? Die ouens het die verkeerde argument weet. Dit gaan nie oor ekonomiese stelsels nie, dit gaan oor monetêre stelsels. Wie bepaal die koopkrag van jou geldeenhede? Dit gaan oor, moenie worry of jy 'n Austrian school, 'n Schumpeter school, 'n Keynesian school van denkwyse het raak in jou ekonomie nie. Dis nie die argument nie. Die argument is die monetêre stelsel. En ek dink ons gaan in die toekoms terugkyk
en ons koppe skud oor die onnoosel goed wat ons aangevang het in ons monetêre stelsels wêreldwyd. Ja. Pieter, ek kan nog die hele dag met jou gesels. Ek gaan jou laaste vraag vra. Ek het jou in die begin gesê tyd gaan vlieg, tyd het gevlieg. Ek wil vir jou, hier is vir jou, ek weet eers of dit 'n triek vraag is nie. Dalk is dit maklik vir jou. Hierdie potgooi ding waarmee ons hier besig is. Hoe sien jy die toekoms? Ek wil podcasting natuurlik, ons weet dis 'n tegnologie wat nog aan die opwarm is. Ek het onlangs wat Joe Rogan natuurlik vir $100 miljoen deur Spotify gekoop is. Hulle sê natuurlik ook die eerste keer wat die mark 'n waarde aan 'n podcaster / of hulle content creators gedoop. Hoe sien jy hierdie, ek wil sê, media milieu ontwikkel, smart of slim TV's, selfone en alles. Hoe sien jy dit? Okay. Eerste punt, virtuele realiteit gaan ons wêreld verander. Jy weet, so gaan kyk gerus na elke nou en dan praat ek met my mede-direkteure op ander plekke in die wêreld en in die land deur 'n virtuele realiteit helm op te sit en ek ontmoet hulle avatare binne in 'n kamer. Eenvoudig. So gaan kyk gerus na spatial.io om te sien wat ons doen as ons in 'n vergadering ingaan. So op 'n persoonlike kommunikasie vlak is dit daar. Kom ons gaan terug na jou podcast toe. Watter tipe foon het jy, Jock? iPhone. Ongelukkig die verkeerde tipe foon, maar nou ja, kom ons speel maar dan. So ek hoop jy het 'n Amerikaanse winkel en ek hoop jy kan Google Assistant of wat ek al aflaai. Ek kan nou met Google praat en raai hoe kry ek my nuus in die oggende? Ek sê vir Google, "Hey Google, play the latest news headlines." Here's the latest news. Alright. Dis dan moet ek wil sê dis soos Alexa van Amazon, né? 1:06 p.m. Hou net aan. Hey Google, stop. So dit help as Google vir my luister. Maar as jy die knoppie op jou Android foon druk vir 'n sekonde en 'n half, dan kom Google Assistant op. Dan sê jy vir Google, "Hey, geef my die nuus." Dan het jy die nuus. Wat jy nodig het om te doen is om 'n 5 minute nuusbron te hê en dit eenvoudig op daai stroom in te sit en aan jou luisteraars te sê, "Hey, as jy die nuutste wil hê, dan druk jy die knoppie op jou foon vir 'n sekonde, jy sê play the latest news en boom, daar is jou stem en jou podcast op iemand se foon terwyl hulle werk toe ry. Maak daai koppelvlak so eenvoudig as moontlik. Vergeet, gaan na potgooi toe en gaan na Spotify toe en druk op dit en druk hierdie knoppie. Maak dit so eenvoudig as moontlik. Waarom van as jy jou potgooi kan aktiveer sonder om 'n knoppie te druk? Deur eenvoudig met jou foon te praat en jy kan dit alreeds doen. So, my aanbeveling en my voorstel aan jou is, miskien kan jy my help met die Headlines from the Future podcast. Dan kan ek dit begin en dan kan jy jou Afrikaanse een doen. Maar maak nog steeds ruimte vir hierdie 1 uur vir die persone wat wil agteroor sit en luister, maar fokus op 'n 5 minute fokuspunt en maak 'n deel van jou daaglikse interaksie en maak seker dit word deel van iemand wat eenvoudig met hulle foon praat om dit aktiveer. Hooplik help dit jou met iets, Jock. Pieter, dis fantastiese advies. Ek dink soms is goed so reg voor jou, jy kyk dit mis en jy weet jy praat so ons het van Engeland daai tyd vir Alexa saamgebring. Ek het ongelukkig opgeblaas na die dag toe ek haar plug verander het want ek is nie elektriesien nie. Maar jy weet jy daai praatkomponent is amper so ou nuus dat mens mis, maar hang on. Dit moet aan alles insluit. Jy moet alles dan kan aktiveer met jou stem. En ek het nog nie eers so daaraan gedink nie. So baie dankie vir jou fantastiese voorstel. Pieter, dit was ongelooflik lekker om jou te gesels. So ek sê ek wil graag nog baie met jou gesels, lank gesels want hierdie is fascinerend vir my. Verskriklik dankie vir jou tyd. Dit is 'n inspirerende storie. Dis 'n vars storie. Ek het lanklaas, ek dink ons is nou al 136 episode, so dit is heerlik om met 'n heeltemal 'n ander industrie manier van dinge doen en kyk met iemand soos jy te gesels en 'n pionier in die gebied ook nog. Dit was vir my 'n geweldige voorreg en baie dankie vir die moeite wat jy aan jou kan doen om die tegnologie te ontsluit ook in Afrikaans. Ek is 'n groot voorstander van Afrikaans, ek is ook betrokke by die ATKV en ek dink dat jy is gekies om in Afrikaans te doen, definitief iets is om te prys. So baie dankie vir jou tyd en jou moeite, Jock. Pieter, ek waardeer dit. Baie dankie. Lekker dag, totsiens. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com
En teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.